Welkom by die Klipkouers Potgooi, waar ek gereeld gesels met Afrikaanse entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. Laat die wiele rol. Met soveel ondernemings wat gevaar staan om skipbreek te ly gedurende COVID-19, keer heelwat eienaars moontlik onder die wanindruk dat hulle eenvoudig hulle deure moet sluit. Daar is egter alternatiewe opsies. Ek gesels 'n bietjie met Arno Jansen van Vieren van Stratlaw oor samesmeltings en oornames, oftewel mergers and acquisitions, as groeistrategieë of terwyl oorlewingsstrategieë, sonder dat die besigheid se deure noodwendig gesluit moet word. Die hoofdoel is om 'n wen-wen situasie te beweerskep. En in die opsig is dit kritiek dat 'n mens se besigheid aantreklik is vir beleggers en dat jy ideale besigheidsvennoot kan identifiseer. Lekker leer en lekker luister. Arno, ons gesels 'n bietjie vanmôre oor mergers and acquisitions, né? En ek dink wat interessant is nou, veral nou in die COVID-tyd, is dat party besighede gaan vou, maar ek dink soms, en dalk maak ek 'n aanname, ek voel vir my party ouens dink hulle moet net die deur sluit en hulle oorweeg nie mergers and acquisitions, selfs as 'n oorlewingsstrategie, wat natuurlik nie optimaal is nie, maar as 'n groeistrategie, of om uit die moeilikheid uit te kom, sonder om jou besigheid se deure te sluit, wat altyd natuurlik vir my die grootste tragedie is, van daai kennis gaan verlore, daai e-maillys gaan verlore, of daai swart boekie van kliënte gaan verlore. So, wanneer moet jy oorweeg om in hierdie pad af te stap? Joke, ek dink nie daar is eintlik 'n goeie of 'n slegte tyd ooit vir 'n oorname van 'n maatskappy of 'n samesmelting nie. Ek dink dit bly 'n strategiese besluit vir 'n maatskappy. En ek dink op die einde van die dag, as ons gaan kyk na 'n maatskappy of enige onderhandeling eintlik, probeer ons 'n wen-wen situasie skep. Dit is maar altyd ons uitgangspunt om te sê, as ons 'n wen-wen situasie kan skep en twee gelukkige partye aan die einde van die proses kan hê, gaan ons verseker by 'n punt uitkom wat almal vorentoe kan gaan. So dit is in 'n geval waar jy vir my vra wat se spesifieke omstandighede gaan kyk ons daarna, verseker daarna in die eerste plek, indien die ander party vir jou 'n mark kan ontsluit of 'n voordeel kan gee en gesamentlik kan julle vinniger groei. In so 'n geval gaan ons tipies gaan kyk na 'n samesmelting, en 'n oorname gaan ons spesifiek na kyk indien daar 'n bate is in 'n spesifieke maatskappy wat jy benodig om jou eie maatskappy vinniger te groei. So kom ons kyk 'n bietjie, kom ons breek hom af. Nommer 1, hoe lyk, en ek wil daai's nou, so jy het die geleentheid, jy weet, en ek dink dis belangrik ook, weer as ek wil dit beklemtoon, om seker te maak dat jy nie van selfsprekend aanvaar daai swart boekie wat jy het, of ek haak nou vas met die e-maillys, is nou eenvoudig. Of baie belangrik wat jy gesê het, Arno, is personeel, nee, jy moet nie vergeet die talent wat om jou sit nie. Nou weet ek, hier's 'n geleentheid, ek het iets van waarde. Hoe lyk die ideale besigheidsvennoot? So, ideale besigheidsvennoot, heel eerste gaan ons begin op verhouding. So jy gaan na 'n nuwe besigheidsvennoot kyk en jy gaan vir jouself eerstens moet afvra, wat bring die nuwe vennoot na die tafel toe? So, is daar 'n professionele diens wat hulle na die tafel toe bring? Ons kry dit baie kere, veral met die groter fondse, indien jy nou 'n groter fonds kyk as jou vennoot, waar hulle 'n spesifieke professionele skill het, wat hulle vir jou kan bring na die tafel toe om vir jou mark te ontsluit. Die tweede ding waarna jy gaan kyk is, het die nuwe vennoot ondervinding in die strategiese groei van 'n besigheid? En ek dink dit is nogal iets wat belangrik is, wat ons baie kere miskyk, om dit ons onderskat die waarde wat dit het van iemand wat klaar paadjie gestap het. So die oomblik wanneer jy 'n vennoot kan inbring en jy kan sien hierdie vennoot het 'n besigheid reeds ontwikkel, is daar 'n sekere mate van gerusheid wat jy daarin kan vind om te weet, hulle kan jou besigheid ook ontwikkel, hulle weet presies wat om te doen. Dan in terme van verhouding, die derde ding wat jy nou gaan kyk is daar geleentheid om te groei in hierdie nuwe verhouding. So, daar's 'n nuwe dinamika in elke verhouding, en as gevolg van die nuwe dinamika gaan jy vinnig optel, daar is 'n geleentheid om te groei, of nee, daar is nie 'n geleentheid om te groei nie.
Dan die oomblik wanneer ons klaar is met 'n verhouding, begin ons kyk na die finansiële vermoë van die nuwe vennoot. Jy wil nie tipies, indien jy 'n samesmelting doen, saamsmelt met iemand wat se balansstaat wankelrig is nie, want dit gaan jou eie maatskappy onder druk sit. So jy gaan kyk na 'n sterk balansstaat. Indien jy kyk na oorname, is dit nie dieselfde nie. Indien jy kyk na oorname, gaan ons kyk vir iemand wat se balansstaat wel wankelrig is, want ons wil die spesifieke bate gaan uit. Ons wil nie en hy is goedkoper in die proses. Hy is verseker goedkoper. Hy is heelwat goedkoper. Dan gaan ons kyk na die kapitaal wat die nuwe vennoot beskikbaar het. So saam met 'n nuwe verhouding kom daar gewoonlik 'n behoefte vir 'n kapitaaluitbreiding. So daar is kontant nodig, of dit nou werkskapitaal is en of dit kapitaal is vir die aankoop van nuwe bates, maar ons gaan versekerde kapitale behoefte na kyk op die nuwe vennoot. En dan die laaste ding wat ons gewoonlik na kyk is die nuwe vennoot bereid om die risiko met ons te deel? Dis 'n baie gemaklike posisie vir baie besigheidsmanne om te sê, ek is bereid om in jou besigheid te kyk, maar ek is nie bereid om enige risiko te deel nie. En die oomblik wanneer jy so 'n vennoot het, is dit 'n baie gevaarlike plek, want hy kan roekeloos met jou besigheid optree, en dit gaan aanvaarbaar wees vir hom, maar dit is jou alles wat jy het wat op die risiko is. Wat is daar, kan jy dalk miskien net 'n paar voorbeelde, as jy nou vinnig, ek wil sê al 'n gevalle studie wat jy kan, waar dit reg gewerk het en waar dit moontlik verkeerd gegaan het. Het jy so iets? Ek weet regtig nog nie uitdel nie. So ons het reg terug het ons transistor maatskappy gedoen. Dit was deel ook gewees van 'n ouer bejaarde besigheidsman wat nie 'n opvolgplan gehad het nie. En hy het 'n baie sterk basis gehad in Suid-Afrika wat hy gediens het van hier af. En hy het 'n oorseese vervaardiger gehad wat gekyk het na die maatskappy, gesê ons wil graag sterker versprei in Suid-Afrika en ons wil graag hierdie besigheid vorentoe dryf om vir ons 'n basis te skep in nie net Suid-Afrika maar die groter Afrika. Wat vir albei partye gewerk het, wanneer was 'n oordrag van skills transfer basis wat ons gehad het. So hulle bring oorseese kennis na die plaaslike mark toe en vice versa net. Korrek. So in hierdie geval was dit eintlik die teenoorgestelde. Ek dink die plaaslike ouens het eintlik meer vir hulle geleer van die plaaslike mark. Hulle het klaar die tegnologie verstaan aan hierdie kant. En op die einde van die dag wat ons gehad het was 'n baie goeie penetrasie in Suid-Afrika en Afrika vir die oorseese belegger en op 'n manier vir die plaaslike besigheidsman om toe kon gaan aftree het op 'n baie gemaklike wyse. So dit is 'n baie goeie suksesverhaal. Ek dink gevalle waar dit nie werk nie, wat ons agterkom wat baie gebeur is wanneer ons twee baie sterk rade het en twee baie sterk voorsitters het. 'n sterk voorsitter het gewoonlik 'n maatskappy kultuur tot gevolg. En wanneer jy twee sterk voorsitters het in verskillende maatskappye wat is in 'n samesmelting wat nie kan saamstem oor 'n saak nie, het dit nogal die vermoë om glad heeltemal sleg te werk. Ja. En ek wil selfs daar, so jy sien nou twee voorsitters, is daar voorsiening wat gemaak kan word om sê, luister, ek en jy was nou voorsitters, maar ek is nou die voorsitter van die nuwe organisasie. Ja, so ons het 'n proses wat ons eintlik deurgaan in sulke gevalle. Ons kry gewoonlik 'n bedryfsielkundige in wat werk met die bestuur van weerskante en dan vir ons aanbevelings gee vir hoe die samestelling lyk in die nuwe raad. En indien een van die voorsitters dan die maatskappy moet verlaat om seker te maak dat die samesmelting suksesvol is, sal ons wel eens so 'n aanbeveling doen. Dit is, ek dink mens moet nie sien as 'n klap in die gesig indien dit jy is wat die proses moet verlaat nie. Jy kry uitbetaling en dit is gewoonlik 'n substansiële uitbetaling indien jy loop nie weg leehand terwyl jy 'n traantjie stort nie. Nee, glad nie. Ek dink ook indien jy in 'n samesmelting sit en jy's een wat wegstap, gaan jy verseker genoeg saamvat. As dit oorname is en jou maatskappy is een wat oorgeneem word, is die kans baie goed dat jy die een wat wegstap van die tafel af vir die basiese rede, die maatskappy is onsuksesvol op daardie stadium. So die vertroue is nie noodwendig in die bestuur van die maatskappy nie.
So wanneer is my besigheid? So wat is die goed as ek nou wegspring as 'n besigheidseienaar? Hoe weet ek wanneer is my besigheid aantreklik vir 'n geleentheid en ek gaan nie mense se tyd mors nie. So daar's 10 punte wat ons deurgaan as ons na besigheid kyk. En enigiemand is daar spesifieke grootte, ekskuus Arno, wat jy moet wees of kan jy hierdie 10 punte gaan werk? Hierdie 10 punte gaan werk vir enige besigheid as ons nou gaan kyk om te kyk is daar waarde in die besigheid om deur te gaan. So die eerste punt waarna jy gaan kyk is na die koöperatiewe struktuur van die besigheid, sowel as sy finansiële state. En dis nogal vir ons problematies by klein besighede. Klein entrepreneur is dit gewoonlik van die statutêre goedere wat agterweë bly. Hy dit op 'n spreadsheet ergens. Dis korrek en hy sy ouditeur praat of sy boekhouer praat een keer die jaar, maar daar's nie noodwendige staat wat deurkom nie. Maar die oomblik wanneer iemand anders na jou besigheid kyk, is dit ongelooflik moeilik indien jy dit nie het nie. So ons verduidelik altyd vir ou of vir 'n besigheidsman, indien jy 'n maatskappy het en jou aandele setel in die maatskappy met ordentlike dokumentasie daar agter, is dit deursigtig vir enige persoon wat daarna kyk. Indien die besigheid in my naam is en ek het nie 'n maatskappy of 'n derde entiteit nie, is dit alreeds wollerig want die identiteit van die besigheid kleef aan my nou. Dit kleef nie aan 'n regsentiteit nie. Die tweede ding wat baie problematies is ongelukkig baie van ons kleiner besighede is die besigheid is eintlik maar net 'n salaris. En jy trek dit uit en ons nie boekhouding wat regtig staan waar die kapitaal in die besigheid heen gaan nie. En nou kom ons op 'n punt om te diens en die persoon wat wil verkoop sit aan die oorkant en hy sê vir jou maar my besigheid is 3 miljoen rand werd, ek draai 300 000 rand elke maand en jy sê vir hom maar wys dit vir my en dan kyk hy vir jou wys nie want die uitgawes substansiëer nie wat hy doen nie. So indien jy in daai posisie is, het jy ongelukkig 'n proses en gewoonlik is dit omtrent 'n 3 jaar proses wat jy moet deurgaan om dit reg te kry voordat jy aanloklik gaan wees vir iemand. En is dit dan ook net om vinnig aan te sluit, so jy kyk na gemiddeld van 3 jaar se state wat jy in plek moet hê ten einde hierdie opsie te oorweeg enigstens? Ek sal nie sê enigstens nie, dit hang af van die tipe besigheid wat jy hardloop. In meeste gevalle gaan ons ten minste na 3 jaar se state kyk. Indien jy baie vinnige groei in jou besigheid het of jy het 'n baie unieke produk, gaan dit dalk iets wees wat minder na gekyk gaan word, want die produk het meer waarde as wat die finansiële state van die maatskappy het. Kos so byvoorbeeld ons het gesels oor kos sê 'n e-poslys. So een besigheid het 200 000 sterk e-pos databasis. Nou op sigself vir aanlyn besigheid of wat 'n soortgelyke diens sal dit baie aantreklik wees. Dit het niks met die bankstaat noodwendig te doen nie. Nee, maar in so 'n geval gaan ons die bate uit die maatskappy uit gaan koop. So ons gaan kyk na die spesifieke bate of jy wat die bate wil verkoop, gaan die bate evalueer en jy gaan aanbied aan 'n derde party. So jy breek die besigheid in bates stukkies op of om duidelik te identifiseer. En gaan jy spesifiek dit doen as jou bankstate dalk nou nie so hot lyk nie, maar jy sit hier met met die beste ou in die industrie, beste verkoopsman in die industrie wat vir jou werk of 'n helse e-poslys of jou sissie se man is X. Hy toegang tot. Ek dink dit hang af wat ons wil doen. So as ons 'n samesmelting van besighede gaan doen, is dit ongelukkig nie 'n ander pad nie. Ons gaan moet kyk na die finansiële state want jy vat 'n nuwe besigheid te same met sy hele operasionele aktiwiteite in. Wat jy invat. So dit is wat jy invat. Indien ons 'n oorname doen, kan ons 2 tipe oornames doen. Ek kan 'n oorname doen van jou hele besigheid. Indien ek dit gaan doen, gaan ek nog steeds na die finansiële state kyk want ek wil sien hoe daar aangaan en ek wil kyk wat's my risiko. Maar ek kan ook 'n oorname van net 'n bate doen. Yes. En dit sal net tipies wees die datalys. So dit gaan wees hier's 'n spesifieke bate, daar's 'n prys op die bate, ja, ek stel belang, ek stel nie belang nie en ek vat die koop die bate oor en dis klaar. Wat is oor die algemeen, wanneer het julle meer situasies waar die hele besigheid net oorgeneem word of is daar baie gevalle waar daar net 'n stukkie bate gekoop word? So Suid-Afrika het eintlik 'n baie unieke situasie daarmee. Omdat ons 'n baie groot familie komponent het in besigheid eienaarskap en ek dink ook omdat daar baie 'n baie groot skuif is op die oomblik in Suid-Afrika waar baie van die jeug uit die land uit skuif en nie noodwendig hulle ouers se besighede mee oorvat nie. Is daar regtig baie besighede waar daar's groot potensiaal vir oorname van maatskappye.
So dis nou 'n goeie tyd om te kyk. Ek dink die laaste 5 jaar is 'n goeie tyd om te kyk. Ek dink ek seker nou met COVID en ons is ook nog meer beter. Met COVID verseker nou waar ons sit op die oomblik. Ek dink wat dit wel moeilik maak met COVID is almal se syfers is uit verband uit op die oomblik. En jy gaan nie dis nie akkurate prentjie. Dis nie akkurate prentjie nie. Jy gaan nie kyk na die laaste jaar se syfers nie, jy moet eintlik histories gaan kyk vir die laaste 2 of 3 jaar. En dan gaan kyk, is dit 'n besigheid wat vir jou sin maak en kan jy die besigheid verder bedryf of in jou eie omstandighede in jou besigheid of as 'n addisionele besigheid in jou portefeulje van besighede. Wat is daar so nou is my bate geïdentifiseer of my balansstaat alles my boeke maak sin. Wat is wat is die going rate hier in Suid-Afrika? Wat is dit 'n gesonde besigheid, is minder gesond? Wat is daai vermenigvuldiger wat ouens na? So tipies wanneer hulle sal kyk, ouditeure het 3 basisse wat hulle gebruik om evaluasies van besighede te doen. So hulle sal kyk van 'n price earnings mal 5 indien dit 'n baie sterk besigheid is. Indien dit 'n gemiddelde besigheid is, hulle waarskynlik 'n koëffisiënt van 3 het. En indien dit 'n besigheid is wat hulle nie waarde kan sien in terme van jou finansiële state nie, gaan hulle kyk net te batewaarde. Wat ons die interessante geval in Suid-Afrika ook, waar indien jy 'n BE wil gaan kyk en jy wil noodwendig 'n swart belegger inkry of 'n beleggingsfonds, kyk hulle daarna gewoonlik na op 'n batewaarde met 'n gediskonteerde prys van 30% en dit is wat hulle sal aanbied om in te koop in jou besigheid in. Wat 'n baie lae waarde eintlik op jou besigheid is. Maar ek neem aan jou groeigeleentheid is nou weer die groot aantrekking. Ek is egter van mening daar's goedkoper maniere om BE te doen. As die enigste oorweging is dat dit 'n BE komponent in jou besigheid inbring, is ek van mening is 'n belegger nie noodwendig die pad om te gaan nie. Daar's baie beter maniere om dit gedoen te kry. Met daai belegger, so jy weet en dit kom terug na sy die ware wat hy na die tafel toe bring is dat hy 'n lys of 'n swart boekie wat jy weet nou kan ons hierdie koek baie groter maak as ek gaan hande vat met hom. Ja, ek dink mens moet versigtig wees en ek dink die antwoord aan daai vraag lê eintlik in die woord belegger. Enige belegger is in 'n in 'n belegging vir 'n spesifieke periode, gewoonlik 3 na 5 jaar. Waarna hulle wil uit die belegging uitgaan en hulle wil gewoonlik sy groei vat saam met hom en weer volgende belegging maak, want die belegging het groter geword. En indien maatskappye dit 'n BE vennoot invat, wil jy nie 'n BE vennoot vir 'n kort termyn nie. Jy wil hom juist vir 'n lang termyn nie, want dit is 'n langtermynstrategie wat jy implementeer in jou besigheid. Okay, so Arno, kom ons het nou, jy het gesê as 10 punte. Ek wil sê evalueringspunte om te weet of jy reg is vir 'n merger of 'n acquisition. So wat is die ander punte? So die kwaliteit van jou produk of diens is verseker iets om na te kyk. Of jy jou eie intellektuele goedere reg besit en of dit in 'n derde party setel. Dan die derde punt is al meer het jy meer as een geografiese area wat jy bedien. So die kleiner jou geografiese area is, gewoonlik hoe minder aanloklik is jy vir 'n belegger. Vierde punt, kwaliteit van jou werknemers en wat se eienskap hulle na die tafel toe bring. Dan ons 6de punt is, het jy 'n suksessieplan vir jou besigheid? Wie is jou opvolgers? Is daar bestuur wat oorneem? Is daar niemand nie? Indien daar 'n sterk bestuurspan is daar meer waarde in jou besigheid. 7de punt, 5de punt, is jy uitgebreide kliënte of verskaffersbasis. Indien jy net een kliënt het, is daar altyd die probleem met 'n verhouding wat kan suur raak en jy kan hom verloor. Selfs met 'n verskaffer kan sy deure toemaak en jy kan nie jou produk meer kry nie. Indien jy meerdere verskaffers of meerdere kliënte het, is daai risiko beperk en dienooreenkomstig is dit vir ons meer aanloklik. Dan sit ons met jou stelsels binne in jou maatskappy. Het jy effektiewe voorraadbeheer? Het jy effektiewe debiteure en krediteure kontrole? Het jy effektiewe personeelbeheerstelsel in jou maatskappy? Dan sit ons op ons laaste puntjie en dit is weer eens kom ons terug na wat is die geleentheid van groei in my maatskappy? So het my maatskappy al klaar 'n hoogtepunt of 'n versadigingspunt in die mark bereik of is daar geleentheid vir die maatskappy om te groei? Wanneer stap ek weg? So die wegstap
gewoonlik is wanneer ons na iemand kyk en ons sien die kulture van die maatskappy is so wyd uit mekaar uit, dat die maatskappye nie gaan saamwerk nie. Ek dink dis die grootste gevaar lig vir enige samesmelting wat jy moontlik kan kry. En indien dit is dat jy net 'n oorname doen van 'n maatskappy, dan gaan dit 'n prysensitiewe onderhandeling wees. So dit gaan regtig wees van, kan ek die maatskappy of die bate in die maatskappy aankoop teen 'n waarde wat vir my sin maak, en vir my maatskappy sin maak, of is daai prys net te hoog? En dit sal die bepalende faktor wees van 'n versprechting. Arno van Straatlow, baie dankie vir jou tyd. Sal dit lekker om jou te gesels. Dankie, Job. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.